Welkom terug en vandag is ons by les 48 en dit sê, daar is niks om te vrees nie. Vandag se idee konstateer eenvoudig 'n feit. Dit is nie 'n feit vir diegene wat in illusies glo nie, maar illusies is nie feite nie. In waarheid is daar niks om te vrees nie. Dit is baie maklik om in te sien, maar dit is baie moeilik om in te sien vir diegene wat wil hê dat illusies waar moet wees. Vandag se oefenperiodes sal baie kort, baie eenvoudig en baie gereeld wees. Herhaal bloot die idee so dikwels as moontlik. Jy kan dit met oop oë gebruik op enige oomblik en in enige situasie. Dit word egter sterk aanbeveel dat jy 'n minuut of langer gebruik om jou oë te sluit, wanneer dit ook al moontlik is, en die idee stadig 'n paar keer vir jouself te herhaal. Dit is veral belangrik om die idee onmiddellik te gebruik, sou enige iets die vrede van jou geestesdenke frustreer. Die teenwoordigheid van vrees is 'n duidelike teken dat jy op jou eie krag vertrou. Die bewustheid dat daar niks is om te vrees nie, toon dat jy iewers in jou geestesdenke, alhoewel nie noodwendig op 'n plek wat jy nou reeds herken nie, God onthou het en sy krag toelaat om die plek van jou swakheid in te neem. Die oomblik dat jy gewillig is om dit te doen, is daar inderdaad niks om te vrees nie. Hierdie les bring ons terug na die eenvoudige waarheid. Vrees bestaan net in illusie. Ons voel vrees wanneer ons glo dat ons alleen staan, afgesny van God. Maar elke keer wat ons sê, daar is niks om te vrees nie, herinner ons onsself daaraan dat ons nie alleen is nie, en dat God se krag altyd ons dra. Vrees smelt weg wanneer dit in lig in die gesig staar. En hierdie lig is in jou. Jy hoef dit net te onthou en toe te laat. Die teenwoordigheid van vrees in ons lewens is 'n teken dat ons vergeet het, of tydelik of verlang, wie en wat ons in waarheid is. Dit is ook 'n teken dat ons onweerlegbare verbondenheid met God vergeet het, of op 'n manier misplaas het. Maar dit is nie 'n misdaad teen God of teen die skepping nie. Dit is heeltemal aanvaarbaar om vrees te voel. Vrees gebeur. Dit is deel van die proses, deel van die klaslokaal van hierdie menslike ervaring. Ons bereidheid om die kursus te beoefen, wat ons leer dat daar niks is om te vrees nie, is vir die ego absoluut waansin. Die ego sê, kyk net 5 minute lank na 'n koerant. Daar is duidelik iets om te vrees. Maar ons bereidheid om steeds hierdie houding aan te neem, om vas te hou aan die idee dat daar niks is om te vrees nie, is 'n teken dat ons ergens binne-in onthou wie ons werklik is, en dat ons, al is dit diep weggesteek, nie vergeet het van ons onbreekbare verbinding met God nie. Ons lewens beweeg heen en weer tussen twee pole, vrees en nie vrees, onthou en vergeet. Hierdie les vra eintlik net van ons om herhaaldelik te sê, daar is niks om te vrees nie. Dit is 'n sagte, deurlopende manier om teenoor die ego te verklaar. Vandag luister jy nie. Vandag is dit my stem wat praat. Daar is niks om te vrees nie. Die ego sukkel ewig daarmee, want vrees is sy lewensbloed. Om vir hom te sê daar is niks om te vrees nie, is 'n bedreiging vir sy bestaan. En so ervaar ons dit in ons lewens ook, asof dit 'n mal idee is, 'n onwerklike gedagte. Want kyk net na die wêreld. Oorloë, grense, geweld. Vanuit die ego se perspektief is dit alles logies en oortuigend. En tog, die kursus fluister altyd, daar is nog 'n manier. En dit is wat hierdie les so kragtig maak, om te onthou dat ons iewers binne in ons werklik nog weet wie ons is in waarheid, en dat ons nie afgesny is van God nie. Elke keer wanneer ons verklaar, daar is niks om te vrees nie, draai ons effens weg van die ego, selfs al is dit net 'n halwe draai, terug in die rigting van ons ware bron. Dit is 'n teken dat ons veilig is, dat ons liefgehê word, dat ons diep binne-in reeds weet wie en wat ons in waarheid is.
Hierdie les herinner ons pragtig daaraan. Net ons bereidwilligheid om dit te beoefen, is alreeds 'n bewys dat ons onthou. En ek sê dit stadig vandag. Ek wil dit onthou. Ek wil oopmaak daarvoor. Ek wil dit verwelkom. Ek wil dit wees. Ek hoef nie die ego meer te dra nie. Ek is gereed om verby dit te gaan, in die rigting van liefde, van vrede, van vreesloosheid. Dit is opwindend om in hierdie ruimte te staan, opwindend om bevestiging te kry dat dit moontlik is, opwindend om te ontdek wat ons in waarheid is, en wie God is. Al kom ons nie vandag heeltemal daar nie, ons neem reuse stappe in daardie rigting. Ek wil graag hierdie les afsluit met 'n kort gebed, en ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ek gee vandag my vrese aan U oor. Laat U lig elke illusie oplos, sodat ek mag sien dat ek veilig in U vertoef. Dankie dat U my altyd dra. Amen. Onthou om die les te oefen. Dankie dat jy hier is. Vergewe, sien anders, leef in lig.